Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit Lukas 1. Ons gaan kyk na die naam van Johannes. Kom ons gaan luister saam na wat die woord van die Here vir ons leer. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Heilig, heilig, heilig is die Here. Dit roep die engele uit in Jesaja 6. Dit leer u woord vir ons. Ja, u is heilig sonder end. En daarom, Vader, is ons hier in u teenwoordigheid so diep bewus van ons eie gebrokenheid. Ons sondes. Dit staan hemelhoog opgestapel. Ja, ons kon dit reeds voor u bely. Ons sukkel so om u lief te hê, van harte, met siel en verstand. Daar is so baie dinge wat ons stel voor u. Ons bely ook, Vader, ons sukkel om mekaar lief te hê. Daarvan getuig ons praatjies oor mekaar, oor hoe ons mekaar behandel, hoe ons baie keer oor mense dink in ons eie gedagtes. Ja, voor u alleen staan ons skuldig. Daarom, Vader, as ons u opsoek, doen ons dit in Jesus naam. Ons kan net in sy naam dit waag om u troon van genade te nader. Vader, vergewe ons al ons sondeskuld. Maar meer, Vader, lei ons wankele skrede op paaie van geregtigheid. Doen dit deur u woord. Ja, laat ons wandel in die lig van u woord. Vestig in elkeen van ons 'n liefde vir die Bybel om dit te lees. Maar om by Christus uit te kom, lei ons ook nou hier, waar ons by u voete kom sit in die waarheid van u woord. Vestig in ons harte 'n ware geloof, en doen dit net in Jesus naam, kragtig deur u Gees alleen. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Lukas 1. Lukas 1, ons gaan eers vers 5 tot 7 lees. Julle kan gerus die hele hoofstuk gaan lees, hele Lukas 1, hy is so bietjie lank, julle sal sien, hy gaan tot by vers 80, maar dis 'n aangrypende hoofstuk waarin 'n mens so baie leer. Kom ons lees van vers 5. In die tyd toe Herodes koning van Judea was daar 'n priester uit die diensgroep van Abia met die naam Sagaria. Sy vrou was uit Aaron se nageslag en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei regverdig in die oë van God en het onberispelik volgens al die gebooie en voorskrifte van die Here geleef. Hulle was kinderloos, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei van hulle al op vergevorderde leeftyd was. Toe die tyd aanbreek dat Elisabeth geboorte moes gee, het sy 'n seun in die wêreld gebring. Haar bure en familie het gehoor dat die Here hom uitsonderlik oor haar ontferm het, en hulle was saam met haar bly. Op die 8ste dag het mense toegekom om die kindjie te besny. Hulle wou hom vernoem na sy vader Sagaria, maar sy moeder het gesê, nee, hy moet Johannes genoem word. Hulle sê toe vir haar, maar daar is niemand in jou familie met die naam nie. Hulle het ook met behulp van gebare aan sy vader gevra wat hy wou hê die kindjie genoem moet word. Hy het 'n skryfbordjie gevra en geskryf, sy naam is Johannes, en almal was verbaas. Skielik kon Sagaria sy mond en sy tong weer onbelemmerd gebruik en hy het God begin prys. Almal wat in die omgewing woon is toe met ontzag vervul, en in die hele bergstreek van Judea het die mense oor al hierdie gebeure gepraat. Almal wat hiervan gehoor het in hulle harte daaroor bly nadink en gewonder, waarvoor is hierdie kindjie bestem? Die hand van die Here was werklik met hom. Sagaria, sy pa, is hierna met die Heilige Gees vervul en het geprofeteer en gesê, lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 'n kragtige verlossing het hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid sy dienskneg,
soos hy reeds lank gelede by monde van sy heilige profete beloof het, verlossing van ons vyande en uit die hand van almal wat ons haat. Dit het hy gedoen om ontferming aan ons voorvaders te bewys en sy heilige verbond in gedagte te hou, die eed wat hy teenoor ons vader Abraham gesweer het, sodat ons, gered uit die hand van ons vyande, hom sonder vrees sou dien, en al ons daarvoor hom in heiligheid en geregtigheid kan leef. En jy, kindjie, profeet van die Allerhoogste, sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitloop om sy paaie gereed te maak, en om sy volk in te lig dat hulle verlos kan word, deur die vergewing van hulle sondes, danksy ons God se innige ontferming, waardeur die môreson uit die hoogte oor ons sal opkom, om te skyn oor diegene wat hulle in die duisternis en in die skadu van die dood bevind, en om ons voete op die pad van vrede te plaas. Die kindjie het gegroei en sterk geword deur die Gees. Hy het in die woestyngebiede gewoon, totdat hy in die openbaar voor Israel begin optree het. Tot sover lees ons uit die woord van die Here, en ons gaan fokus op Elisabeth en Sagaria se antwoord, waar die mense vra, maar wat moet die kindjie genoem word? Dan staan daar, maar sy moeder het gesê, nee, hy moet Johannes genoem word. En dan ook Sagaria, hy het 'n skryfbordjie gevra en geskryf, sy naam is Johannes. Dis die woord van die Here. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor en daarvolgens lewe. Julle, die oomblik as 'n egpaar bekend maak dat die vroutjie swanger is die eerste groot vraag wat almal vra is, wat gaan julle die baba noem? Die naam van 'n baba was, en het sal altyd, ja, in 'n familie ook, en dan kom die skoonfamilie ook nog by, altyd 'n baie sensitiewe saak wees. So vond ons dit ook met die geboorte van Johannes die Doper. 8 dae na sy geboorte, toe familie en vriende nader staan om hom te laat besny, en almal verwag dat sy naam klein Sagariaatjie gaan wees, sê sy moeder Elisabeth, nee, hy moet Johannes genoem word. En as almal verbaas, hulle tot Sagaria wend, wat hulle dink, miskien het Elisabeth nou oor hom gehardloop, omdat hy nie kan praat, en vra hulle vir Sagaria, maar wat moet ons hom noem? Dan vra hy 'n bordjie, dan skryf hy, sy naam is Johannes. 'n Mens kan nie anders dan nie, dat wanneer jy hierdie hele gedeelte deurlees, dan is dit asof 'n mens amper die verbasing op almal se gesigte sien, en almal se gesindheid. Volgens tradisie en volgens ons godsdienstige gebruike moet die baba klein Sagaria wees. Hy gaan dan in die spore van sy pa, 'n priester, moet stap. Heel moontlik, as God dit wil, gaan hy dalk ook eendag dalk die hoëpriester van Israel word. Wat 'n mens opval, wanneer 'n mens al 4 evangelies lees, is dat nie een van die ander evangeliste beskryf vir ons die geboorte en die naamgewing van Johannes die Doper nie. Maar as 'n mens toelaat dat die Heilige Gees jou lei en jou laat fyn oplet op die fyn besonderhede wat Lukas vir ons hier deurgee, as ons daarop fokus, slaan dit ook jou asem van verbasing weg. Laat dit jou ook buig voor die kindjie van Bethlehem. In die baie bekende boek Romeo and Juliet van William Shakespeare vra Juliet, "What's in a name?" Waarop sy dan antwoord, "That which we call a rose by any other name would smell as sweet." Hiermee wil sy te kenne gee, Juliet, jy kan enige iets noem, die naam maak nie saak nie. Maar in Lukas 1 is die name van uiterste belang. Dit help ons om te verstaan hoekom Johannes die Doper, Johannes, en nie klein Sagariaatjie genoem moet word nie. Maar ook vestig dit die evangelie in sy diepgang wat net die skrif vir ons kan leer. Ja, die evangelie volgens Lukas moet ons altyd verstaan in die lig van hierdie eerste 4 woorde van Lukas 1, waar hy skryf aan 'n geagte Theophilus.
Hy was heel moontlik 'n belangrike en invloedryke gelowige in 'n groot Romeinse stad iewers gewees. En in hierdie eerste 4 verse gee Lukas vir ons die rede hoekom hy skryf. Ja, dit was vir Lukas van uiterste belang dat Theophilus en almal wat onder sy invloed geval het, ja, dat hulle nie moes twyfel nie. Ja, dat hulle verseker moes weet dat die onderrig oor Jesus, die prediking wat hulle gehoor het oor Christus, dit wat hulle ontvang het, dat het betroubaar is. Hulle hoef nie daaroor te twyfel nie. Daarom, God die Heilige Gees wil ook hê dat ons ook elkeen vanoggend vas en seker moet weet dat die goeie nuus rakende ons Here Jesus Christus is waar en betroubaar. So hoef nie daaroor te twyfel nie. Die Gees wil dat ons in ons geloof vasstaan, want daar's baie dinge wat ons in ons geloof laat twyfel en ons so maklik in die geloof kan laat uitsak. Ja, soos in die geval van Theophilus en sy eerste lesers, sal die duiwel nooit ophou om twyfel in ons harte te saai rakende in die evangelie nie. Ons stryd in hierdie lewe, sou Paulus skryf in sy briewe, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig, want die duiwel gaan ons nooit alleen los met sy slinkse planne om ons van Christus af weg te lei nie, om twyfel in ons hart en ons gemoed oor die evangelie te saai nie. Reeds van voor die geboorte van Johannes die Doper, by die gee van sy naam en in die loflied van Sagaria vestig die Heilige Gees deur die pen van Lukas, ja, in die evangelie wat hy skryf, ja, vestig hy ons aandag op die onveranderlike God en sy belofte van verlossing en wat hy stiptelik uitvoer. Soos wat ons dit reg deur die Ou Testament kry, kom God en hy kom vestig die evangelie op die Ou Testament. Die naam van Johannes gee alles weg. Ook die naam van Elisabeth en Sagaria. Om mooi te kan verstaan wat die evangelis Lukas hier vir ons duidelik wil uitspel, is daar 'n baie belangrike manier van optrede van God, wat ons net weer moet opskerp. Ek weet julle almal weet dit, en ons moet mekaar net weer daaraan herinner. As julle mooi onthou, as God net na die gebeure van Noag en natuurlik daar in Genesis 11 ook by Babel, die toring daar, so as God net gaan begin om vir hom 'n volk by mekaar te maak, dan begin hy met 'n 75-jarige Abraham en sy onvrugbare vrou Sarai. Hy begin deur 'n belofte van verlossing, van ewige hoop aan Abraham te maak. Meer as 25 jaar later sou God nie net sy belofte aan Abraham vernuwe nie, maar hy gaan ook Abraham en sy vrou se name verander na Abraham en Sara. Maar die wonderlikste is dat hy aan hulle 'n seentjie gaan gee met die naam van Isak, en dat God sy verbondsbeloftes, sy verlossingsbeloftes in Isak gaan nakom. Met ander woorde, die oomblik toe God nuut begin, toe begin hy met 'n onvrugbare vrou, wat nie kinders kon hê nie, en uit die dood wek hy lewe. En net so as ons in die Rigterstydperk kom, die Rigterboek sluit af waar God se kinders het elkeen mag gedoen wat hy wil. Hulle het afgode in die huis gehad, God so aan die een kant tevrede gestel, maar dit het eintlik baie sleg met God se volk gegaan. As God dan nuut begin, dan begin hy weer met 'n vrou wat nie 'n kind in die lewe kan bring. Hy begin met 'n Hanna. 'n Hanna wat by Silo moes gaan bid, by God Almagtig, en by hom gepleit het om vir haar 'n kindjie te gee. En dan in 1 Samuel 1 dan lees ons van Hanna, en hoe God vir haar 'n seentjie gee met die naam van Samuel. Nie net sou Samuel die heel eerste Ou Testamentiese profeet word, wat God se volk sou rig met God se woord nie, wat hulle sou aanspreek, tot hulle harte insny deur God se woord nie. Gaan lees weer 1 Samuel 7 wat ons onlangs gelees het. Maar hy sou ook die profeet word wat by al Isaï se seuns verbystap
En dan vir hom sou vra, maar is hierdie al jou seuns? En sê hy, nee, daar is nog enetjie wat die skape oppas, en sê hy, maar laat hy nader staan, en as Dawid inkom, dan salf hy hom as koning, as skadubeeld van die Messias, wat sou kom. 2 groot nuwe beginne in die Ou Testament. As die mens, God se kinders, op hulle slegste is, word ingelei deur God wat die onmoontlike doen. Hy verwek lewe uit 'n moederskoot waar daar nie meer lewe moontlik is nie. En so kom God sy belofte van verlossing en hoop aan Abraham na. Nou weet ons, aan die einde van die Ou Testament was daar omtrent so 5 eeue 'n totale stilte byna van God se kant af. En weer het dit nie goed gegaan met God se kinders nie. Nie net moes hulle die sware juk van die Romeinse keiser op hulle rug gevoel het nie, maar godsdienstig was hulle bankrot. Bitter ver weg van God af, van die waarheid, van hoe God hom in die Ou Testament bekend gemaak het. Johannes die Doper sou later, as hy langs die Jordaan gaan preek, die Jode aanspreek met addergeslag. Wie het julle wys gemaak dat julle aan die dreigende oordeel kan ontkom? Hoe spreek hy die Jode aan? Maar onder die Jode was daar natuurlik ook God se kinders. Diep gelowiges. Gelowiges soos Sagaria en Elisabeth. Ons het gelees hierso in Lukas 1 vers 6. Hulle was regverdig in die oë van God. Met ander woorde, hulle moes vasgehou het aan dieselfde beloftes en hoop waaraan Abraham vasgehou het. Hoop van verlossing, van genade wat net God gaan bring. So ook die wetsgehoorsame Simeon, wat met groot toewyding aan God uitgesien het na die herstel van Israel, in Lukas 2. Ook die profetes Anna, wat saam met baie ander uitgesien het, na die bevryding van Jerusalem. Gelowiges wat hulle hoop gevestig het op God se genade, wat hy gaan bewys deur sy beloftes van hoop na te kom. Ja, soos Abraham van ouds, het hulle met alles in hulle daarin vasgehou, dat God die Messias gaan stuur, en hulle het hom ingewaag. Daarom kon hierdie gelowiges, toe God die stilte na 500 jaar breek, en hy 'n engel na Sagaria toe stuur, en is nou opvallend dat Sagaria se naam beteken, Jahwe onthou. God onthou sy beloftes. Dis so mooi. Sagaria se naam sê dit, maar God is die een wat sy beloftes onthou. Ook as hy by Elisabeth kom, wie se naam nou weer beteken, my God hou sy beloftes. Sien julle hierdie twee? Diep gelowiges, vasgegryp aan God se beloftes wat hy aan Abraham gemaak het. Toe die eens onvrugbare vrou op 'n gevorderde leeftyd swanger raak, toe moes die Heilige Gees die groot waarheid al hoe meer tot hulle harte laat deurdring het, omdat hulle God se beloftes van die Ou Testament so goed geken het. Hulle name gee dit weg. Ons weet dat Sagaria aanvanklik nie die bekendmaking deur die engel geglo het nie. En dit het daartoe gelei dat hy stom was. Maar soos wat die maande moes aangaan, mens kan jou indink, hoe moes Sagaria en Elisabeth in die aande, toe sy deur haar swangerskap was, hoe hulle nie moes gesels het, hoe hulle opgewonde moes geraak het nie. En toe die babietjie in die skoot van Sagaria, van Elisabeth gegroei het, en toe die opdrag van die engel aan Sagaria, hoe hulle daaroor moes gepraat het, en veral toe die engel vir hom gesê het, maar jy moet hom Johannes noem. Ja, moes hierdie twee getroue kinders van God tot die besef gekom het, die groot oomblik van God se nuwe begin is hier. Hulle het nie daaroor getwyfel nie. God gaan sy beloftes nakom. Daarom, te
vriende en familie op die dag van Johannes se besnydenis uitroep, noem hom klein Sagaria. Toe sê Elisabeth en Sagaria, sê skryf, nee, hy moet Johannes genoem word. Sagaria, wie se naam ons daaraan herinner dat God sy beloftes onthou. En Elisabeth, wie se naam ons daaraan herinner dat God sy beloftes nakom. Noem hulle seentjie Johannes, wat beteken God is genadig. God is genadig. Wie in sy loflied wat ons so saam gelees het, gaan lees dit by die huis weer deur. Loof en prys Sagaria vir God, asof hy al reeds verlossing bewerk het. Want hulle sien, hulle beleef hoe God se beloftes van die Ou Testament voor hulle eie oë 'n werklikheid word. Ja, God het by Abraham begin en reg deur die Ou Testament aan sy kinders beloof dat daar 'n genadetyd gaan aanbreek. 'n Tyd waarbinne die Gees kragtig gaan werk en 'n goeie boodskap gehoor gaan word wat magteloos is. Sonde belyde magtelooses gaan bevry, moed gaan gee. Die wie se harte gebroken is, die wie se harte gewond is, gaan genees word. Die wat geboei is, gaan bevry word. Almal wat rou, gaan getroos word. En ons vuil sonde kleed, gaan met 'n feeskleed vervang word. Maar en dis belangrik, hierdie tyd, hierdie oomblik in die geskiedenis waar God se genade gaan deurbreek, sal aangekondig word deur 'n wegbereider. Die gelowiges, die Sagarias, die Elisabette, die Simeons, die Anna ook, Maria, diep gelowiges. Hulle het so gewag, so verlang, so gebid vir hierdie oomblik. En daarom, toe God dit bekend maak, toe weet hulle presies, maar hier breek dit deur. En daarom het hulle geweet, dat hierdie kindjie Johannes is die een waarvan die profeet sê, 'n stem roep, maak in die woestyn die pad van die Here gereed, maak in die Araba 'n groot pad vir ons God gelyk. In die antieke wêreld, as die koning op pad was na 'n stad, het hy altyd wegbereiders vooruitgestuur om almal voor te berei op sy koms, om die stad op te ruim, om die trompette reg te kry, dat as die koning inkom in die stad, dat dit op 'n koninklike wyse kon wees, om die koning te ontvang. As die koning van alle konings na ons toe kom, stuur hy iemand wat in die wildernis, in die omgewing van die Jordaan afgesonder sou leef. Elders lees ons dat hy van sprinkane en heuning geleef het. Hy was 'n Nasareëner, hy het hom afgesonder. Jy sou hom nie in 'n tempel kry nie. Nie besig met godsdienstige rituele nie. Ook nie tussen al die kerkleiers waar hy deur hulle onderrig sou word nie. Om die waarheid te sê, hy het aan hulle verkondig dat die byl reeds aan die wortel van die boom lê om dit uit te kap. Die Ou Testamentiese godsdiens met sy tempeldiens en al sy offers was op die punt om tot niet te gaan. Afgesonder van die gewone Jode en hulle godsdienstige praktyk het hy die koms van Christus aangekondig met die woorde, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Bekeer julle. En die Jode, die eerste hoorders van Johannes die Doper se prediking, het glad nie die woord genade in hulle harte of gedagtes geken nie. Die woord genade kon hulle ook nie by God uitbring nie. Hulle het net 'n God geken wat deur sy wet en die swaar las wat sy wet op hulle skouers gelaai het. Hulle het net daai God geken. Die God wat 'n klomp voorskrifte deur hulle kerkleiers vir hulle geleer het om 'n las op hulle te laai, en as hulle al daai moeilike dinge kon nakom, dan het hulle 'n goeie kans gestaan dat God met hulle tevrede sou wees, maar 'n genadige God het hulle nie geken nie. Johannes die Doper die Jode tot bekering roep hy hulle eintlik terug na die God wat hom in die Ou Testament aan ons bekend maak.
Daar in Eksodus 34 vers 6, as hy homself aan Moses bekend maak, as 'n genadige en 'n barmhartige God, wat met groot geduld ons sondes vergewe, en wat beloof dat hy vir ons 'n verlosser gaan stuur. Hy roep hulle terug na die God van die Ou Testament, na sy duidelike beloftes van verlossing en hoop, want as hulle die Ou Testament ken en verstaan, as hulle die Bybel ken, gaan hulle so Sagaria en Elisabeth en Simeon en Anna onmiddellik die Messias herken, die oomblik as hulle hom sien en gaan sien wat hy gaan doen en waarmee hy besig is. Sal hulle ook weet God se genadetyd het in Christus aangebreek. As vriende en familie verwag dat die seentjie wat besny gaan word, klein Sagaria genoem gaan word. Ja, as hulle dink dat hy gaan maar net nog 'n priester, dalk nog 'n hoofpriester word, dan sê Elisabeth en Sagaria nee. Hy moet Johannes genoem word. Hy gaan 'n profeet wees. Hy gaan die heel laaste Ou Testamentiese profeet wees, wat God se genade aan julle gaan uitwys. Deur op 'n dag na iemand te verwys en sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Daarna het ons nie meer 'n profeet nodig nie. Ons kan self kyk na Christus. Ons kan self leer van Christus, soos dit in die hele Nuwe Testament vir ons opgeskryf staan. Sy naam is Johannes. Die Here is genadig. Vandag, elke dag, roep die Heilige Gees ons elkeen ook op tot bekering, tot 'n wegdraai van onsself, ons eie ek en ons eie sondes. Hy roep ons na Christus toe, na God se genade in Christus, na God se groot nuwe begin in Christus. Selfs waar ek en jy dink, dit is onmoontlik, dit kan nie gebeur nie. Nêrens kon Theophilus, kon die eerste lesers van die evangelie, volgens Lukas, kon enige afgod of godsdienstigheid van die Jode 'n genadige God vind nie. Ook vandag kan jy maar gaan kyk, in geen ander godsdiens of afgoderry sal jy 'n genadige God vind nie. Elke ander geloof moet die mens iets doen en presteer om die godheid of die afgod tevrede te stel. Die suiwer evangelie van Christus, wat gebore is in Bethlehem, is die enigste goeie nuus van God se genade, omdat hy in Christus reeds alles gedoen het, dat ek en jy vry kan wees. Die enigste ware God se genade is net te vind in die een, wie se koms deur Johannes die Doper aangewys is, aangekondig is, wat ingelei het God se genadetyd in Christus. My broer, my suster, ek en jy hoef nie hieroor te twyfel nie. Want op 'n uitnemende manier het die Heilige Gees vir Lukas so gelei, dat hy die koms van Johannes die Doper stewig vasgevestig het in elke belofte wat God in die Ou Testament maak. Ons hoor dit in die name van Sagaria en Elisabeth. Ons hoor dit in die name van Johannes. Die Here is genadig. Wonder jy dalk vanoggend of Jesus van Bethlehem, Jesus die gekruisigde, die Here wat uit die dood uit opgestaan het, of dit wat in die kerk oor al die eeue oor hom geleer word, of dit waar is? Is daar dalk enige twyfel in jou hart vanmôre? Lees bidtend. Verdiep en oordink jouself bidtend in die waarheid van die hele Bybel. En die Heilige Gees gaan jou laat sien, jou laat aanskou God se genade, sy genade op genade op genade, soos ons dit ken en sien in Christus. Jy sal duidelik sien hoe diep en stewig al die gebeure van Jesus se geboorte, sy hele bediening en sy lyding en sterwe, reeds in die Ou Testament ingeskrywe staan. Net God, die enigste ware God almagtig, kon eeue voor die tyd gesê het wat gaan gebeur, en dit dan net so laat gebeur. Die oomblik wanneer mense dit raak lees in die Bybel,
Dan wil jy ook saam met Sagaria sing. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 'n Kragtige verlossing het hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid, sy dienskneg, soos hy lank reeds gelede by monde van sy heilige profete beloof het. Amen. Kom ons doen 'n gebed saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir u woord. Die rykdom daarvan. Dankie Vader dat ons u woord kan lees in ons eie taal, dat ons dit kan oordink en daarna luister, met mekaar daaroor praat. En dat ons opgewonde kan raak. Ook in hierdie Kerstyd opnuut. Oor God wat ons genadig is, net ter wille van Christus. Wil U deur die Gees kom en ons harte kom oorweldig met die waarheid van die woord. Kom vestig dit diep in ons harte, sodat ons rotsvas op ons belydenis kan staan dat Jesus Christus is die Seun van God en hy is ons Here. Mag ons nooit hierin twyfel nie. Mag ons nooit afkoel, lauwarm word in ons liefde vir Christus nie. As dit so is, Vader, laat ons omdraai, bring ons tot bekering. Ja, dat ons passievol met oorgawe ons Here en ons Koning kan lief hê, kan navolg, maar ook kan bely, saam met die kerk oor al die eeue. In hom bewys U aan ons genade. Vader, ons dankie. Ons dankie vir soveel seëninge. Dankie dat ons deel van die kerk kan wees. Dankie dat ons deel van 'n kerkverband kan wees, wat erns maak met U woord, en dat dit vir ons ononderhandelbaar is. Lei ons altyd in die waarheid van U woord. Geef vir ons altyd, ook in ons eie harte, 'n ontzag en 'n liefde vir U woord. Ja, U woord wat ons altyd, maar altyd weer sal uitbring by Christus. Hemelse Vader, ons wil ook vir U dankie sê vir al die seëninge. Dat ons grond sopnat kan wees, dat ons so 'n pragtige sonskyndag kan beleef soos vandag. Dat ons oorgenoeg het om te eet, dat U ons pretdag laasweek so geseën het. U gee soveel meer as wat ons ooit kan vra of bid. Ons kan net in aanbidding en in dankbaarheid en in lof voor U neerbuig. Dankie Vader. Wees saam met ons. As ons van hier gaan, lei ons in die lig van die woord, vul ons harte met die liefde van Christus, maar gee ons ook elkeen wat ons nodig het, ons daaglikse nood, ons daaglikse brood, skenk ons dit in U groot barmhartigheid. Wees by ons kinders, ons geliefdes, ons kleinkinders. Wil U hulle genadig wees soos wat U ons genadig is. Lei en vul hulle harte ook, so met U Gees, dat hulle nie sal twyfel in die evangelie van Jesus nie. Vader, ons woon in kwade tye, soos die psalmdigter loop ons ook baie keer rond en wonder of daar iemand is in ons land en in ons wêreld wat regverdig is, wat reg doen. Ons wêreld het net te veel slegte mense wat nie tred hou met U nie. Dit lyk asof hulle wat onreg pleeg, asof hulle regeer. Dit lyk asof hulle wat verkeerde dinge doen, die baas is van alles. Here, hoor. Here, sien raak die nood waarin ons land verkeer. Geef vir ons uitkoms volgens U wil, op U tyd en op U wyse. Wees by U kinders, U kerk, wees by ons as gemeente, elkeen van ons, wat so 'n belangrike rol het om te speel in ons samelewing. Dat ons nie net hoorders van die evangelie sal wees nie, maar dat ons in woord en daad dit sal uitdra na elkeen wat ons pad kruis, en dat ons juis in hierdie moeilike tye 'n baken van hoop sal wees vir vriend en vyand. Ja, ons Vader, ons wil bid vir U kerk,
wat swaar kry, wêreldwyd. Word die kerk vervolg, elke dag, elke oomblik. Is daar van die kinders wat bloediglik vervolg word. Ja, wees by elkeen van hulle. Wat ons stom slaan, Here, is dat dit juist die plekke is waar u kinders die swaarste kry, waar u kerk groei. Dankie dat selfs in die swaar kry, u heerlikheid skitter. Maar Here, ons wil ook bid vir u kerk waar dit goed gaan. Dalk is ons gemeente een van hulle. Waar dit vir ons net te maklik geword het. Soveel so dat ons in ons liefde vir Christus afgekoel het. Ja, wees ook by diegene wat nie meer met ons sag voor u wandel nie, wat dalk afgekoel geraak het, wat in hulle harte twyfel, versterk in ons harte die suiwer evangelie van Christus. Ja, as ons van hier gaan, wil ons dit nie waag as u nie met ons meegaan nie, gaan saam met ons kragtig deur u Gees. Dit bid ons alles in Jesus naam. Amen. Kom ons antwoord as gemeente saam